Halleluja. Ek prys die Here. Ons is so opgewonde om op ons nuwe kanaal, Revolution Studio, te kan uitsaai. En ons gaan verder aangaan met ons met ons 7 program, ons 7 profetiese tekens wat die Here vir ons gewys het. Ons gaan direk hiervan af verder gaan met die programme wat ons op Patmos Studio besig was mee. En so hierdie is ons 190ste program waar ons gaan praat vandag oor ons 5de teken wat die Here vir my gewys het. 'n baie profetiese teken wat 'n baie belangrike openbaring vir ons wil gee, wat ek glo werklik die kerk van Jesus Christus gaan vrymaak. En die naam van hierdie program is Wanneer die vyand inkom soos 'n golf. En so kom ons bid saam en ons vertrou die Here om werklik vir ons te openbaar hoe om te hanteer wanneer die vyand inkom en ons wil oorweldig. Amen. Vader, dankie Here dat ons kan saam bid vanmôre. Dankie Jesus dat U ons so lief het, Here. Here, U is dieselfde vandag, gister en tot in alle ewigheid. U verander nooit nie. Here, ek bid dat U my sal lei in hierdie gesprek met die mense, Here, oor hierdie teken wat U aan my openbaar het. Here, sodat hulle werklik vrygemaak kan word, dat hulle werklik 'n wapen kan hê om te kan verstaan, Here, wat U vir ons gegee het deur die ware Nuwe Testament evangelie. Ons loof en prys U, Here, dat U absoluut, Here, absoluut deur die kruis vir ons iets moontlik gemaak het wat baie Christene nie besef nie. En ek bid dat deur hierdie program dat mense vandag sal besef, Here, hoe onvoorwaardelike God U is en hoe lief U ons het in Jesus se naam. Amen. Halleluja. Ja, so ons praat vandag oor ons 7 profetiese tekens wat aan my verskyn het en ons gaan verder praat oor die 5de teken wat die Here vir ons gewys het. So wanneer ons kyk na hierdie 5de teken, dan sien ons gou-gou, as ons net so vinnige oorsig kan doen. Daarso is 'n prentjie wat ek afgeneem het op die 8ste April 2014 en ons het reeds gekyk na 4 van hierdie tekens. Die eerste teken wat ons gesien het, was die van 'n vrou of 'n engel wat gereed is om 'n trompet te blaas. En ons tweede teken was die van 'n slee. En is 'n slee wat inkom en dit lyk soos 'n man wat op 'n slee staan en hy roep opdragte uit. En hierdie is die dorsslee. En die dorsslee is 'n teken wat op die hieroglife gemaak was jare gelede. En die Here het gesê, ek maak jou 'n nuwe dorsslee. En deur hierdie teken het ons gesien dat die Here sê dat die verdrukking, die slee, die tribulation is op pad. En dit was 7 jaar voordat dit begin gebeur het. Die volgende teken wat ons gesien het, en dit verwys ook in hierdie teken na die stryd waarvan Elia, wat die mense kom voorberei, sodat hulle reg kan wees vir dit wat die Here wil doen in hierdie laaste dae. En dan as ons kyk na ons 3de teken, sien ons, dit was 'n wensbeentjie gewees. En 'n wensbeentjie is 'n baie interessante teken. Toe ek het gesien het, nie verstaan wat dit beteken onmiddellik nie, maar die Here het my gesê, wat jy ook al wens, wat jy ook al begeer, dit sal ek vir jou gee. En dit kom met 'n voorwaarde. 'n Voorwaarde dat ons in Christus sal bly. Dit was ons 3de teken. Ons 4de teken daarbo in die hoekie, sal jy sien, lyk soos 'n vingertjie wat sê, kom op hierheen. En dis die openbaring wat die Here gesê het, ek wil hê julle moet kom sit, saam met my in hemelse plekke, sodat julle saam met my kan regeer uit hemelse plekke uit. En so vandag praat ons van ons 5de teken. En ek moet sê, die teken het ek amper gemis in die prentjie, wat ek nie heeltemal die teken gesien het, toe ek die eerste keer die Here het my gewys het, maar die Here moes dit my openbaar het, en wat ons daar het, is, ons het 'n golf. Dit lyk soos 'n brander, wat lyk soos 'n golf wat breek.
wat gereed is om in te kom. So, dis 'n golf wat gereed is om te breek. Nou, wat beteken hierdie teken? Hierdie teken is die 5de teken wanneer die golf inkom. So, wat beteken hierdie teken van hierdie golf? En dis 'n baie amazing openbaring wat ek vandag vir jou wil gee, wat ek regtig glo, as jy begin om hierdie teken te verstaan, as jy begin om hierdie openbaring te verstaan, gaan jou lewe en jou gebed en alles verander, wanneer jy verstaan dat jy te doen het met 'n bonatuurlike God, 'n God wat jou liefhet, 'n God wat jou gebede hoor, en 'n God wat nie soos ons dink nie. En jy weet, baie keer dan dink ons, daar's 'n vers, ek dink is in Hosea, waar dit sê, julle het gedink dat ek heeltemal soos julle was. Engels sê, you thought that I was altogether like you. God is nie soos die mens nie. God is 'n onvoorwaardelike God. Dis waarom hy ons God is. Hy's 'n amazing God, en hy wil hierdie openbaring vir ons gee, wat ek glo, jou werklik gaan vrymaak vandag. Halleluja. So kom ons kyk na hierdie teken. En in hierdie teken, ek het actually hierdie teken reeds gesien in die jaar, wat 'n jaar was dit gewees? Dit was 'n jaar voor dat ek begin het om die waarheid van die evangelie te ontdek, het ek 'n ervaring gehad waar ek opgeruk was in die gees. En ek het julle vertel in program 114 van hierdie ervaring wat ek gehad het. So ek was eintlik afgeruk gewees in 'n plek met die naam van Hades. Jy kan teruggaan na ons programme toe waar ons gepraat het oor in Engels caught up in the spirit. En daar het ek vir jou verduidelik van 'n ervaring waar ek geval het in die donker dieptes van die doderyk in. En soos ek in die doderyk se donker dieptes ingeval het vrees my begin gryp. 'n Vrees wat absoluut ons oorweldig het. En soos wat ek in hierdie vrees inval, het ek skielik besef dat die Here sê vir my, maar Hendrik, jy het nie 'n gees van vrees gekry nie. En ek onthou, maar ek het nie 'n gees van vrees gekry nie. Ek het 'n gees van krag, sê die Bybel, van liefde en van selfbeheersing gekry. En op daai oomblik, toe ek dit besef, toe sê ek, Here, vergewe my, dat ek die leuen gebly glo het. En wat amazing was, op daai oomblik, soos wat ek geval het in die gees, het ek onmiddellik opgehou val in die gees. En op daai oomblik is ek in die gees, ek is basies in 'n oop visioen, ek is in 'n ander wêreld, en op daai oomblik sien ek 'n visioen wat langs my verskyn. En in hierdie visioen wat langs my verskyn, sien ek 'n golf wat gereed is om te breek en wat oor sy kruin gaan, en hy gaan nou val. En op daai oomblik toe die golf gereed is om oor sy kruin te gaan en te breek, toe kom daar van nêrens af skielik iets soos 'n hand of iets wat kom en stop hierdie golf in sy val en breek onmiddellik, bonatuurlik, die golf se val. Nou ek wil jy moet net indink, wanneer jy 'n brander sien en jy dink aan 'n brander en jy dink aan hoe 'n brander oor sy kruin gaan en hy's gereed om te breek. Op daai oomblik is daar niks in hierdie wêreld wat 'n golf kan keer nie. Maar in my visioen wat ek gesien het, wys die Here vir my hoe hy op daai oomblik die golf stop. Nou daar's 'n vers in ons Bybels wat ons baie goed ken. En hierdie vers is in Jesaja 59 van vers 18 tot 19. En daar staan, volgens hulle dade sal hy hulle diensooreenkomstig vergelde, grimmigheid aan sy teestanders en vergelding aan sy vyande, en aan die eilande sal hy vergoeding terugbetaal. En so sal hulle die naam van die Here vrees van die weste af en sy heerlikheid van die opgang van die son af. En wanneer die vyand soos 'n vloed inkom, sal die gees van die Here 'n banier teen hom ophef. Nou, dis 'n vers wat ons almal al gelees het. Ek gaan hom nou vir jou in Engels lees,
Want in Engels, in die Amplified Bible, is hy net vir my soveel duideliker. En dit gaan vir jou, ek glo, werklike openbaring wees, as jy die implikasie besef, van wat gebeur, wanneer die vyand soos 'n vloed, of soos 'n golf inkom. Halleluja. En hy sê hierso, ek gaan net lees van vers 19 af, so as a result of the Messiah's intervention, so het gaan oor dit wat Christus gedoen het, they shall reverently fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him, and put him to flight, for he will come like a rushing stream, which the breath of the Lord drives. So, wat amazing is, dit sê hierso, dat wanneer die vyand inkom, soos 'n vloed, wanneer die vyand skielik ons wil oorweldig, baie keer in ons lewens is ons in situasies, ek het net gister, het ek intense nuus gekry, ek het net gister baie intense nuus gekry, van een van my familielede, en van 'n diagnose, wat regtig oorweldigend was, en die vyand wil skielik inkom met vrees, hy wil inkom met 'n vloed. Miskien het jy iets gehoor, miskien het jy gister, of in die laaste week, het jy 'n getuig gekry wat baie sleg was, en skielik voel jy oorweldig, en die vyand kom in soos 'n vloed, en hy wil jou absoluut oorweldig. Baie keer wil die vyand ons in vrees laat val, hy wil ons so oorweldig, dat ons absoluut uit ons plek uitgevang kan word, van waar ons werklik in Christus ons autoriteit behoort te hê. En so, wat ons nie besef nie, is dat wanneer ons iets sê in die gees, so ek het toe vir die Here gesê, Here, vergewe my. Vergewe my vir wat ek gedink het, en wat ek toegelaat het in my hart. En daai oomblik toe ek sê, Here, vergewe my, daai oomblik, het ek onmiddellik opgehou val. En wat beteken dit? Dit beteken, die oomblik toe ek vir die Here sê, vergewe my, daai oomblik, toe vergewe die Here my onblikklik. Halleluja! Wow! Wat as jy vandag besef? God is so 'n onvoorwaardelike God, dat hy jou onblikklik sal vergewe. Wanneer jy uit jou hart uit sê, Here, ek besef ek was verkeerd. Miskien dink jy, Here, maar ek kan nie weer vra nie. Ek het al soveel keer hierdie fout gemaak. Maar die Here sê, as jy onvoorwaardelik vir my sê, vergewe my, sal ek jou weer 'n keer vergewe. Jy sien, dis 'n karaktereienskap van God wat hy openbaar. Ons gaan in die volgende program, gaan ons meer daaroor praat, en ek gaan vir jou openbaar, hoe kragtig hierdie openbaring werklik is, en hoe diep die implikasie daarvan is, en hoe dit aansluit by geregtigheid. Jy weet, Jesus het eendag met sy disippels gepraat, en terwyl hy met hulle praat, toe sê hy vir hulle, en hy sê vir Petrus spesifiek, ek gaan vir jou sleutels gee. En in Matteus 16, van vers 15 af tot 19, vra hulle vir Jesus, en Jesus vra hulle, en hy sê vir hulle, wie sê die mense dat ek is? En hulle sê, sommige sê jy is Johannes die Doper, of ander sê jy is Jeremia, of een van die profete, en dan sê hy vir hulle, maar wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook al op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Nou, dis amazing openbaring. Wat die Here hier vir ons sê is, hy sê vir Petrus, ek gaan vir jou 'n sleutel gee. Wat as ek vir jou vandag kan sê, hierdie openbaring wat die Here hier vir ons wil gee, is 'n sleutel. En as ons hierdie sleutel vat, en ons glo wat die Here werklik hier sê, sal ons die tipe autoriteit hê wat Jesus ons beloof het.
Want Jesus sê vir Petrus, ek gaan vir jou sleutels gee van die koninkryk. Dat hierdie sleutels is so kragtig, dat as jy iets op die aarde bind, dan sal dit ook in die hemel gebonde wees. Wat dit beteken is, dit wat jy sê, dit wat jy verklaar op hierdie aarde, sal die hemele, die geestelike hemele sal luister en sal gehoor gee aan dit wat jy hier sê. Jy sien, daai oomblik toe ek geval het, daai oomblik toe ek gesê het, Here vergewe my, daai oomblik het die Here my vergewe. Daai oomblik het die Here iets wat lyk of dit onmoontlik is, en dis partykeer lyk dit vir ons so onmoontlik, dit lyk so asof dit nie kan gebeur nie, en dan sê die Here ten spyte daarvan, dat die golf reeds oor sy kruin is, sal ek jou nog steeds vergewe. Halleluja. Is dit nie amazing nie? As jy dit begin besef vandag, gaan jy besef dat God het iets wat hy moontlik gemaak het, wat nie vir ons moontlik was nie. En daar's 'n vers in Jesaja 43 van vers 16 tot 19 wat die Here jare gelede vir my gegee het, en dit verwys na iets wat gebeur het in die woestyn met Moses hulle. En ons weet dat Moses was vasgekeer met oor 1 miljoen Jode of Israeliete, was hy vasgekeer teen die Rooi See met die Egiptenare agter hulle. En daar was nie 'n manier wat hulle kon uitkom nie. En toe sê God vir Moses, Moses, lig op jou staf. En as jy jou staf oplig, dan sal ek 'n wonderwerk doen. En Moses het God geglo en het sy staf opgelig en God het 'n wonderwerk gedoen. God het die Rooi See oopgemaak en die Israeliete het bonatuurlik deur die Rooi See gestap. Halleluja. Jy sien, dis een van die grootste wonderwerke in die Bybel wat ons ken. En Moses het God geglo en hy die staf wat God se naam opgehaal het, opgelig en God het die Rooi See oopgemaak. En hier kom die profeet Jesaja 700 jaar voor Christus en hy profeteer en hy sê die volgende woorde. So sê die Here wat in die see 'n weg en in die sterk waters 'n pad gemaak het, wat die waans en perde leermag en held laat uittrek het, tesame lê hulle. Hulle sal nie opstaan nie, hulle is uitgeblus, soos 'n lampput uitgedoof is. Dink nie aan die vorige dinge nie, slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. Nou wat so kragtig is vir my van hierdie vers, die profeet Jesaja profeteer oor iets wat gaan gebeur in die toekoms en hy sê, God gaan 'n weg maak waar daar nie 'n weg was nie. God gaan 'n weg maak deur die sterk waters. Sien, die vyand wil jou afsny van God af. Die vyand wou ons totaal verwyder het van God. En toe gaan God en hy maak 'n weg waar daar nie 'n weg was nie. Jy sien, toe die Israeliete deurgegaan het deur die Rooi See, toe kom hulle eintlik teoreties nie baie ver van die beloofde land af nie. As hulle 7 dae gestap het, sou hulle in die beloofde land gewees het. Maar ongelukkig het hulle 40 jaar gevat. En dis 'n lering vir 'n ander dag. Maar God maak 'n weg waar daar nie 'n weg was nie. En hy sê, vergeet die vorige dinge. Jy weet, baie keer sukkel ons verskriklik met die vorige dinge. Ons sukkel met die verlede en ons hou vas aan die verlede. En die Here sê, vergeet die vorige dinge. Ek wil jou vrymaak. En as jy my glo, dan gaan ek jou losmaak. En ek gaan jou laat toegang gee om deur 'n plek te gaan waar daar nie 'n weg was nie. Iets wat ek vandag met jou wil deel, wat in die gees gebeur, wanneer jy skielik die Here glo, en die Here ruk basies 'n standaard op teen die vyand, wanneer jy oorweldig word, en jy sê, Here, ek vat jou vas. Jy weet, daar's ek het 'n program op Telegram, waar ons op 'n radio uitgesaai het, en waar ek gepraat het oor die tabernakel, en jy kan daarna gaan luister op ons Telegram kanaal, Morning Star Podcasts, en daar het ek gepraat oor hoe jy die horings, jy weet, as
as 'n persoon die Here nodig gehad het, het hy gehardloop in die tempel in en hy die horings van die altaar, of die altaar van offers, of die altaar van rookoffers, vasgegryp. En daar het hy voor die Here gaan staan en gesê, Here, ek sit my vertroue op jou vandag. En miskien het jy nodig vandag om jou vertroue op die Here te plaas, en jy het nodig om daai horings vas te gryp en sê, Here, ek het nie my eie sterkte nie, maar ek gaan hierdie horings vasgryp. Jy weet, daar gebeur daar iets bonatuurlik wanneer jy dit doen. Skielik gebeur daar iets waar die Here 'n bonatuurlike ding doen. En ek het dit in die gees ervaar, en ek gaan dit vir jou verduidelik in baie meer diepte in die toekoms. Maar wat werklik gebeur is, skielik beweeg jy van een dimensie na 'n ander dimensie. Sien, die vyand se plan is om jou te oorweldig, sodat hy jou kan afruk na sy dimensie toe. Sodat jy kan val in die donker dieptes in van vrees. En dat vrees jou kan gryp en jou kan oorweldig. Vrees is seker een van die ergste goed wat daar is. Jy weet, vrees het veroorsaak dat Adam en Eva weggehardloop het van God af. Vrees het veroorsaak dat mense gevoel het God het hulle nie meer lief nie, en hulle by Moses, by die berg, het hulle weg gaan kruip van God af en gesê, Here, moenie vir ons met ons praat nie, skryf eerder vir ons op kliptafels, terwyl die Here 'n verhouding met hulle wou gehad het. En so, die vyand het 'n manier om ons te kry, om ons in sy realm in te ruk, sodat ons posisie kan verlaat. Ons het die vorige weke gepraat oor waar ons in hemelse plekke sit. En nou wil die vyand jou uit hemelse plekke uitruk, sodat jy nie kan dit ervaar, die beloftes van God nie kan kry, wat God vir jou het nie. Nou hierso in Romeine 8 vers 2, maak Paulus 'n amazing statement, en hy sê die volgende, as jy in vers 1 gaan lees, wat nou nie daar is nie, hy sê hierso, hy sê, daar's dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie, wat lewe na die gees en nie na die vlees nie. So, jy sien, veroordeling is nog een van daai maniere, waar die vyand kom om jou te laat voel, jy is nie goed genoeg nie. En jy kan nie voor God se troon kom nie, en jy is bang om na die Here toe te gaan, en jy het nie meer daai sterke oortuiging, dat die Here jou gaan hoor nie, en die vyand oorweldig jou, en jy weet, dit voel of jou geloof in die grond inval, en jy het nie meer 'n vaste vertroue, dat die Here actually met jou is nie. Maar as jy God werklik glo as 'n Christen, dan sê dit, daar is dan nou geen veroordeling meer, vir die wat in Christus Jesus is nie. Daar's openbaring hierso. Daar's 'n plek waar jy moet wees. En ons het gepraat oor die plek waar ons in hemelse plekke sit, en dit is in Christus. Daar's geen veroordeling meer in daai plek nie. Maar baie keer mis ons dit, ons hoor nie mooi wat daar staan nie. Jy sê, daar is dan nou geen veroordeling. Waar? Waar is daar geen veroordeling nie? Daar is 'n plek. En in Romeine 8 vers 2 sê hy die volgende, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So daar's twee wette. Daar's 'n wet van die gees en lewe, en daar's 'n wet van die sonde en die dood. En die wat ons gevolg het, al so ver op Patmos, julle weet wat ons gepraat het oor, waar ons gepraat het oor God se geregtigheid, waar die Here my eendag opgeruk het en my gewys het waar ek in 'n onwettige plek gefunksioneer het, en die Here het my kom wys, hy sê vir my, wat soek jy hier onder in hierdie koninkryk van duisternis? Jy is veronderstel om bo in hierdie koninkryk van lig te funksioneer. Maar ons het nie besef, dat die vyand, wanneer hy soos 'n vloed inkom, is sy hele plan om ons uit te ruk, uit die wet uit, van die gees en lewe nie, sodat hy ons kan inruk in die wet van die sonde en die dood nie. En as jy dit vandag begin besef, gaan jy besef, jy wil nie die vyand toelaat om jou te oorweldig nie. En wanneer hy kom om jou te oorweldig, gaan jy in jou plek in, en jy sê, Here, ek vertrou in jou. Here, ek het miskien 'n fout gemaak. Alhoewel ek 'n fout gemaak het, gaan ek jou vertrou. En die Here sal jou vergewe. Weet jy hoeveel keer het ek al foute gemaak?
Ek, as Hendrik, het al foute gemaak. As 'n Christen, het ek al foute gemaak. En tog het die Here my nie verlaat nie. Tog het die Here my elke keer weer teruggetrek, dieper in sy liefde in. Elke keer wanneer die vyand ingekom het, het hy my probeer oorweldig. Hy het ons probeer oorweldig met my seun, wat gebore was met Down-syndroom. Hy het my probeer oorweldig met my seun se hartoperasie. Hy het my probeer oorweldig toe my seun leukemia gekry het. Hy het elke keer probeer hy 'n mens oorweldig. Maar dan sê hy, weet jy, ek gaan nie toelaat dat die vyand my in hierdie gat ingooi nie. Ek gaan nie toelaat dat die vyand my in 'n gat van depressie afgooi, waar ek begin om die vyand se leuns te glo nie. Jy weet, daar's 'n plek, en in hierdie plek is so belangrik, dat die Here my gewys het, dat om hierdie vyand te laat vlug, om die vyand op die vlug te laat slaan, moet jy in 'n plek wees. En kyk gou na baie bekende vers wat ons so goed ken in Jakobus 4, van vers 6 tot 7, staan daar hoe ons die vyand moet teestaan. Maar wat baie keer gebeur is, ons probeer die vyand te staan uit ons eie krag uit. En nou gaan ek vir jou wys hoe om op die regte manier toe te laat, dat die vyand jou nie kan teestaan uit jou eie krag uit nie. Hy sê so, maar hy gee groter genade, en daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle af wegvlug. Jy weet, baie keer haal ons hierdie vers aan en ons sê, ons moet die vyand weerstaan en ons begin om oorlogvoering te voer, maar ons het nie gelees wat staan in die stukkie net voor weerstaan die vyand nie. Daar staan, onderwerp julle dan aan God en weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. So, wat beteken dit om myself te onderwerp? Jy weet, die oomblik toe ek in daai gat val, en ek besef maar ek is in vrees, toe is ek nie meer onderwerp aan die Here nie. Ek besef ek is nie meer in die waarheid van God se woord nie. Ek het uitbeweeg, uit my posisie uit. Ek is nou in 'n plek van vrees. En op daai oomblik toe sê ek, Here, vergewe my. En toe ek dit doen, toe onderwerp ek myself aan die Here. Ek onderwerp, want ek sê, wat die Bybel sê, ek het nie 'n gees van vrees gekry nie. Die Bybel sê, jy is 'n kind van God, jy is geliefd, jy is die geregtigheid van God, dis wie jy is. Jy weet, as jy begin aanhaal wie jy is, dan gaan jy begin weet, wie is jy? En daar begin jy jouself te onderwerp aan wat God sê van jou. En wanneer jy jouself onderwerp, gebeur iets baie interessants. Jy beweeg in 'n plek in, wat ons net nou gesê het, onder die wet van die gees en lewe. Nou kan hy oorneem, nou kan hy die geveg vir jou veg. En die oomblik as jy dit doen, dan weerstaan jy eintlik al klaar die duiwel. Indirek, sonder dat jy hom probeer weerstaan het uit jou eie krag uit, weerstaan jy hom deur te onderwerp. Die leringe saam wat ons gevolg het van geregtigheid, het ook 'n openbaring wat ek met jou gepraat het oor waar jy moet staan. Staan in geregtigheid. Jy sien, jy moet staan in daai plek. Die vyand gaan probeer om jou te oorweldig, maar jy moet staan. En volgende week gaan ek vir jou begin wys wat hierdie dieper betekenis is van wanneer die vyand soos 'n vloed inkom. Hoe kan ek absoluut toelaat dat die Here 'n standaard oprig teen hom? Halleluja. En as jy hom weerstaan, as jy die vyand begin weerstaan uit 'n regte plek uit, waar jy jouself onderwerp het aan die Here, dan gebeur daar iets amazings. Die vyand vlug weg van jou af. Hy moet. Hy kan nie anders nie. Want hy is onder 'n ander wet. En daai wet is so kragtig, soos wat lig duisternis uitdryf, so dryf die lig die duisternis uit. Dryf die waarheid die duisternis onmiddellik uit. En daai golf wat lyk of hy gaan breek, stop God in sy spore. En hy kan nie verder aangaan nie. Halleluja. Prys die Here. En so, ek wil vandag eindig net by hierdie opsomming. Jy sien, daar's 'n skrif wat ons ken in Sagaria. Ek het nou 'n lang stukkie hierso vir jou gelos, net om die agtergrond vir jou te gee, om nie net die skrif vir jou te gee nie.
Maar ons ken die skrif so goed. En dis in Sagaria 4, waar Sagaria die profeet het hierdie 2 kandelare, of hy het 'n kandelaar gesien met 2 olyfbome, en dan sien hy 2 takke wat olie voorsien aan hierdie bak wat bo oor die kandelaar is, of die Joodse menorah, en hy voorsien olie aan hierdie bak. En dan vra die profeet vir die engel, en hy sê, wat is hierdie? Wat beteken hierdie? En dan sê hy van vers 5 af. En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my, weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Zerubabel, naamlik nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Halleluja. En dit is 'n vers wat so bekend is aan ons almal. Dit sê nie deur krag of jou eie geweld nie deur jou eie vermoëns nie, maar deur my gees. Jy sien, as jy in die wet van die gees en lewe is, dan doen die gees die werk. As jy op die regte plek is, dan gaan God die werk doen. Wanneer jy oorweldig word, is die vyand se plan om jou uit te ruk uit jou posisie uit, sodat jy oorweldig word, sodat jy uit jou eie werke gaan begin optree, sodat die krag van die Here nie kan funksioneer in jou lewe nie. Maar die profeet Jesaja kry openbaring hierso, en hy sê, nie deur krag of geweld nie, nie deur jou eie werke nie, maar deur die gees van die Here. As die vyand inkom, het hy een doel. Wanneer hy inkom soos 'n vloed, wanneer hy inkom soos 'n golf, het hy een doel, en dis om jou te oorweldig. En jy het dan een doel, en dit is om te staan in die woord van die Here. En al het jy begin om jou posisie te verlaat, al het jy begin om te val, sê die Here vir jou, kan ek jou vandag terugruk. As jy vandag sê, Here, vergewe my, en ek gaan weer terugbeweeg in die waarheid in van u woord, sê die Here, dan gaan ek jou die krag gee, omdat jy jouself onderwerp het aan my, om die vyand te kan weerstaan. En om nie net te kan weerstaan nie, maar om te laat wegvlug van jou af. Jy sal hom oorweldig deur die krag van die Here. En dit is vir my amazing plek. En ons gaan volgende week verder daaroor praat. En ek prys die Here vandag dat ons kon gepraat het oor hoe om, wanneer die vyand in so 'n plek skielik ons wil oorweldig, skielik die Here toe te laat om 'n standaard op te kan rig. Die Engelsman sê, die Engelse skrif sê, to raise up a standard against him, teen die vyand, sodat ons kan bly staan in die dag van die toets. Kom, ek wil saam met jou bid vandag. Halleluja. Vader, dankie Here. Dankie dat ons kan saam bid vandag, Here. Dankie dat u vir ons so amazing weggemaak het, Here. Deur Jesus Christus het u vir ons 'n weg gemaak. As ons hierdie weg vat, as ons hierdie weg glo, Here, dan sal u 'n standaard oprig teen die vyand. En ek bid op hierdie oomblik, Here, die Here sê net vir my, daar mag dalk nou mense wees waar die dood begin het om te sê, maar ek gaan heers oor jou. En die Here sê, vandag ruk ek 'n standaard op teen die dood, teen die wet van die gees van sonde en die dood. Halleluja. En die Here sê, vandag as jy my glo, gaan die krag van die Here skielik jou oorweldig. En hy gaan skielik inkom soos 'n vloed en die vyand oorweldig. Halleluja. Dankie Here. Dankie Vader, dat ons kan terugbeweeg in ons posisie in, dat ons onsself kan onderwerp aan die waarheid van u woord, Here. En dankie Here dat u so onvoorwaardelik is, dat die oomblik, as ons weer terug in ons posisie is, daai oomblik vergewe u ons onvoorwaardelik. U kyk nie terug en sê, ja, maar wat van die verlede, ek kyk terug nie. Die Bybel sê, u sê, vergeet die verlede, vergeet wat verby is. Kyk, ek doen 'n nuwe ding. Here, vandag kan u ons selfs nuut maak. Miskien luister iemand na hierdie boodskap en Here, hy ken nie vir Christus nie, of hy het weggeval van Christus af. As hy vandag besluit, ek maak 'n besluit om weer op te staan en weer saam met u te stap, sê u, vergewe u onblikklik, onvoorwaardelik. Halleluja. Wow, halleluja.
En ek bid, Here, dat die Gees sommer nou op mense gaan kom, wanneer hulle in hulle plek in teruggeruk word, as gevolg van hierdie standaard wat U oprig teen die vyand, in Jesus se naam, Vader. Ja, dankie Here, dankie Here. Die Here sê, hy kom breek selfs die juk van godsdienst, maar wat partykie gedink het, joh, ek moet goed genoeg wees voor die Here my gaan aanvaar, en die Here sê, as jy my vandag glo, as jy klaar aanvaar, onmiddellik is jy aanvaar voor my. Dankie Jesus. Die Here sê vir my, daar's perversie, ons val in perverse goeters in, en ons soek na liefde op verkeerde plekke, en dan voel ons so sleg oor wat ons gedoen het, en die Here sê, vandag kan ek jou uitruk, uit 'n plek uit van slawerny, as jy my sal glo, sal ek vandag 'n standaard teen die vyand opruk, en jou uit perversie uitruk. Halleluja, dankie Jesus, dankie Vader. Ons loof en prys U naam, Vader. Ja, die Here sê vir my, die vyand wil kom met 'n terugslag. En partykeer wanneer hy in 'n terugslag teen jou kom, dan val ons so hard, ons val amper die tweede keer harder, want die terugslag is erger. En die Here sê, wanneer die vyand wil kom met 'n terugslag, ruk 'n standaard op teen hom, elke keer. Moenie toelaat, dat die vyand selfs eers terugkom met 'n terugslag nie. Halleluja. Dankie Jesus. Ons loof en prys U naam, Vader. Dankie Jesus. Die Here wys my mense wat hopeloos is. En jy voel jy's hopeloos, jy's in 'n gat van depressie, en jy voel ek kan nie meer nie, en niks maak sin, jy voel of jy nie uit hierdie plek uit kan ontsnap nie. En jy wil selfmoord pleeg. Jy wil jou lewe neem. En die Here sê, ek ruk 'n standaard op, en ek sê vir jou, ek het jou lief vandag. Ten spyte van alles wat gebeur het ek jou lief. En as jy my net sal glo, ruk ek jou uit daai gat uit, bonatuurlik. Halleluja, dankie Jesus. Die Here sê vir my, ruk jou uit 'n gat uit van verwerping, waar jy verwerp gevoel het, waar jy minderwaardig gevoel het, ruk jou uit daai gat uit van verwerping, waar dit onmoontlik gelyk het. Jy weet, as die golf amper oor sy kruin is, lyk dit onmoontlik, en hy sê, ek ruk jou uit daai plek uit, dit lyk onmoontlik, maar ek ruk jou uit daai plek uit. Halleluja, dankie Jesus. En hy wys vir my mense wat voel hulle is maar net vloermatte, en hulle word net onderdruk, en hulle is altyd maar net in hierdie plek, en hulle kan nie daar uitkom nie, en hulle het nou eintlik al amper gewoond geraak, en het amper dit aanvaar om in hierdie plek te wees. Hoofpyne wat jy heeltyd kry, heeltyd aanvalle wat jy kry, en jy voel net, ek kan nie meer nie, en in 'n oomblik as jy sê, nee, die Here het my nie 'n gees van vrees gegee nie. Jesus het betaal vir my op die kruis, daai oomblik, breek die Here, daai krag van die vyand, oor jou lewe, vandag, onmiddellik, op hierdie oomblik, wat ek het sê, breek hy die krag van die vyand oor jou lewe, omdat jy in die plek ingaan, waar jy glo. Halleluja, ek voel net sy teenwoordigheid sterk, hoe die Here deur mense se liggame gaan begin genesing loslaat, en genesing gaan deur jou liggaam begin vloei. Want die Here sê, ek ruk 'n standaard op teen die siekte, wat in jou liggaam gekom het vandag, in Jesus se naam. Halleluja. Amen. Baie dankie dat jy ons program volg, en asseblief, voel vry om hierdie program te deel met ander mense. En so, as jy ons wil volg, kom volg ons op ons Telegram kanaal, Morning Star Friends, en of kom kyk, en as jy die vorige reekse van Patmos wil volg, kom volg ons nou op ons nuwe Telegram kanaal, Revolution Studio Teachings, en daar sal jy die vorige Patmos teachings kan kry, of as jy ons op Facebook wil volg ons op Hendrik Witness, en jy sal sien, al hierdie verskillende leringe bou op mekaar, en hulle probeer jou help, om in die volheid van jou identiteit, in God se liefde, te kan staan, sodat wanneer die vyand jou wil oorweldig, dat jy nie sal oorweldig word nie. Mag die Here jou seën, en ons sien uit om jou weer volgende week te sien, want ons gaan verder praat oor die implikasie van God wat 'n standaard oprig in jou lewe. Halleluja. Prys die Here. Amen.